Dit was jou Get Up and Go 2 spel hier op Millie FM kos vir jou ore afskop met Tiffany, I Think We're Alone Now. Net daarna was het Kylie Minogue met The Locomotion. Nou, dis kinderbeskerming maand en dis baie lekker om weer eens vir Liesel Pretoria te sê, goeiemôre. Goeiemôre, baie dankie man. Welkom hier by ons by Millie FM. En Liesel, jy is van Redeeming Love af. En ons gaan so 'n bietjie praat oor kinderbeskerming maand. En ons het so 'n bietjie van die lug af gesels. Dit is belangrik om jou kind te leer ken. Dit is baie belangrik. As ek dink aan kinderbeskerming week, dan dink ek, ons dink aan die gevaar en alles, maar ek dink dit is so belangrik vir ons as ouers en die community om 'n verhouding te hê met ons kinders, om tyd te maak vir ons kinders. Ek dink net weer waar ons gepraat het oor die selfone, wat die mense, ons sit self op ons selfone, ons sê ons kinders, ons praat oor die kinders wat met hulle selfone heeltyd sit, maar baie keer in gesprekke sit ouers met hulle selfone, so ons maak nie koneksie met ons kinders nie. En ek dink dis baie belangrik vir ons om tyd te maak met ons kinders en bietjie te connect met ons kinders. Sê vir my, dis altyd so 'n moeilike situasie en ek kan net so 'n bietjie van die lig af ook gesels hoor. Hoe kyk jy wat en jy's besig met baie goeders, maar hoe weet jy wat gaan aan op jou kind se selfoon? Weet jy wat, dit is, ek wil nou vir jou sê, en ek dink party ouers gaan hulle oë rek, dit is letterlik om 'n gelaaide geweer vir jou kind te gee en sê, sit dit in jou tas, verstaan, en dit is presies wat dit is. Ons sit met so baie sake van cyber crimes, van pedofiele wat kinders intrek op selfone. Ons kry mense wat werksaansoek doen en dan kry jy daai mense wat sê, weet jy wat, ek het vir jou werk, en op die einde van die dag is dit nie 'n werk nie, wat hulle intrek in seksnetwerke in. So dit is so belangrik en daar's baie apps wat ek wil sê wat ons kan aflaai om ons kinders se fone dop te hou. En dit is so belangrik. Verstaan, ons moet met ons kinders kan praat ook oor wat aangaan. Dit is bitter gevaarlik op ons selfone as ons kinders net los met die selfone. En dan behalwe ook natuurlik oor al die netwerke wat daar buite is, daar's ook iets so cyberbullying wat baie kinders se gemoed breek. Dit is baie waar, verstaan, en ek sê, ons kinders vandag vergelyk hulle so met die ander kinders, en dit is ook waar die cyberbullying inkom. Kinders is lelik met mekaar, daar's apps wat op hierdie stadium op ons fone is, wat jy nie weet wie die ander persoon is nie, en dit is wat, verstaan, so hulle kan vir jou sleg sê, soos wat hulle wil, en die sleg is daarvan, as ons kinders identiteit nie in Christus vasgemaak is nie, luister hulle na die goed, en dit is ongelooflik gevaarlik. En dit is ook, soos jy sê, daai standaarde vraag gestel word op sosiale media ook, waar jy jouself vergelyk met baie bekendes, baie mense daar buitekant en baie van die goed wat hulle doen wat heeltemal verkeerd is, wat die kinders sien as normaal. So dit is 'n selfoon is 'n slegte ding. Was die goeie ou daar van die Nokia 5110s, wat jy nie kon gaan rondkrap het op die internet nie. Dit is reg, ja. Liesel, ek sê vir jou baie dankie dat jy vanoggend 'n draai gemaak het by ons. En wat is die een kom ons sê daai golden thread wat jy wil deurbring oor die kinderbeskermingsmaand? Soos ek gesê het, weet jy wat, maak tyd met jou kind, gaan sit stil, kry julle as familie iets om saam te doen. Verstaan, trek jou kinders weer in, verstaan, maak kos, ek wil sê, roep jou kind, laat hulle kom stil sit by jou, en vind uit oor hulle, en baie keer, ek lag vir my ou seentjie, as hy in die kar geklim en dan sê ek vir hom, hoe was jou dag? En hy het vir my op 'n stadium gesê, moenie vir my elke keer dieselfde vraag vra nie. So weet jy wat, gaan sit en maak tyd met jou kind, verstaan, gaan koop in dit wat hulle voor lief is, en maak tyd vir hulle. Dit is vir my, ja, ek dink dis die golden thread. Dan sê Liesel, ek sê vir jou baie dankie dat jy tyd afgestaan het. En hooplik gesels ons binnekort weer hier by Millie FM met Liesel Pretoria van Redeeming Love. Ek hoop jy het 'n fantastiese dag verder. Baie dankie vir julle ook.